Jy kry taf en dan kry jy taai. En ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode het ek die voorreg om vir julle die 6 boere van die Rooihoek voor te stel. Nou is ons op pad Ventersdorp toe waar ons vir Danrey Prinsloo gaan ontmoet. Ja, ek is Koenaar. Ek is Danrey Prinsloo. Ek kom oorspronklik van Brits af. Ek het daar groot geword, my laerskoolloopbaan en hoërskool toe ek Monumente op Keursdorp en na dit is ek plaas toe gewees. Ek het hier begin as by Hotspot Cattle, net so buite Ventersdorp. Ek is maar meestal oor die beeste en maar waar iemand my nodig het, help ek altyd uit. Was al geslaan, maar ek het nog nooit geslaan nie, maar dit sal seker nou binnekort verander. Om eerlik te sê, ek het 'n dag terug het gehoor. So, en dit is 'n geleentheid wat ek dacht, nee, kom ek vat hom, is iets anders, is buite my gemaakzone, maar ek dink, mens maak die beste van het. Nee, ek sal maar 'n bietjie daai ekstra ure moet insit, 'n bietjie vroeër opstaan, 'n bietjie later gaan slaap, maar daai ekstra bietjie in te sit om onnodige beserings te vermy en maar daai fiksheid op te tel en al die standaarde te bereik wat daar moet bereik word. Nou is ons op pad na David Lou toe in Secunda. Ek is David Lou, ek is van Aqua Agri hier in Mpumalanga. Ek is baie jare op die ondergrondse myne gewees waar ek vir 20 jaar daar gewerk het en so 2 jaar terug toe besluit ons gaan 'n bietjie begin om aquaponics te doen. 2 jaar later sit ons met ons eerste plant wat mooi hardloop. Nou is ons besig met ons tweede fasiliteit waar ons gaan na 'n paar honderd squares na oor 7000 squares. Ons is baie excited vir die toekoms wat gaan gebeur. Cedric Doyle, my MMA coach, het my geskakel eendag en het gesê, jy's 'n boer en jy het 'n kans om 'n Moereboer en hy vertel my toe van alles van Moereboer af. En dit het toe baie exciting geklink. En natuurlik na 'n minuut toe sê ek ja. Ek hou nog al die jare baie van oefen af. Ons is ouens wat 5 uur die oggend begin draf. Ons baie van pull-ups, push-ups, baie liggaamsoefeninge. Meer calisthenics as enigiets anders. Ons doen elke oggend 5 kilos na 10 kilos se draf. Dit is net normaal vir ons. Ons moet dit ook vinnig doen want ons moet boer die res van die dag. Ek speel ook musiek. Ek is deel ons orkes is The Jammy Bunds. En ons het redelik rockgoeders waarmee ons besig is. Dis altyd lekker om man teen man te staan en ek sien uit vir dit. 14de September gaan baie lekker wees, ja. En nou gaan ons na Erik Basson toe in Middelburg. Ek is Erik Basson, groot geword in Middelburg, in Mpumalanga op die Hoëveld, boer op Platfontein, net buite Middelburg. Boer maar hoofsaaklik met graan, dan het ons ook 'n nuusmark wat ons met die komkommers boer en local supply hierso. Ja, ek was in HTS in Middelburg, hier op skool, ja in Middelburg. Ek gaan maar ek wil rugby speel en ek het daai bus gemis. Na skool plaas toe gekom, dit was my groot droom om uit te kom boer. So ek boerdery begin nog terwyl ek op skool was. Die boerdery is vandag nog hier. Ja, kyk, Moereboer oor die algemeen, ek het nie daarvan geweet die dag toe ek die oproep gekry het nie. Toe ek my foon antwoord, toe vra 'n vreemde stem my of ek 'n boer wil moer. So dit was nogal iets interessant. Ja, toe ek agter die kafee bykom, toe sit 'n appel wat my ingeskryf het en half vriendelik geforseer het om dit te kan doen, dat ek die Hoëveld kan represent hopelik. Nou het ons die voorreg om ons 3 boere van die Noord-Kaap te ontmoet. Dis Janie Nel, Etienne Erasmus en Driekus Jacobs. Ek is Janie Nel, al die pad hier van Jan Kempdorp af in die Noord-Kaap. Boerie met pekanneute en so 'n bietjie lucerne en dan ons ook 'n beeste en wilsplaas so 1 uur en 'n half hier van die huis af op die Kaapse berg. Hier groot geword, 4de generasie op die persele en op die plaas en boere sal my pa
So tussendeur as ek 'n beroepsjag trok, so in die wintertyd kom ek nog 'n bietjie uit te kyk en dan probeer ons maar die dinge hardloop hier met die PK's, ja. Ja, dit was actually nogal so half 'n ingewing van die oomblik situasie gewees. Ek het my vrou gepraat daaroor en sy was uit haar wolke. Sy was amper meer opgewonde as ek gewees oor die ding. Ek weet nie regtig hoe ek dink sy wil dalk hê iemand wil dit bliksem. Ek dink die laaste wat ek al in my lewe ook gekom het aan beklei was dalk so 2 of 3 keer op 'n rugbyveld wat ek en ou mekaar 'n bietjie rondgeskit het en soos ek nou genoem het, ek het 'n potjie geswat ook vir 'n hele ruk. Maar ervaring gewys gaan ek myself 'n ronde 0 gee vir dit. Ek kyk UFC en volg ek hierdie goed op TV en ek dink dit lyk moeë cool om actually te beklei soos julle soos jy as beklei, weet dis daar's baie tegniek betrokke. Dis nie net 'n straatfight voor Bourbons nie. Ja, so ek het gelyk gewees man. Ek is Etienne Erasmus en nee, ek's nie familie van Rassie Erasmus nie, maar hy is altyd welkom by die familiebraai. Ek kom hier van Hartswater af, hier groot geword. Ek boer hierso saam met my pa op Pekanhoek. Ons boer hoofsaaklik met pekanneute. Ek was hier op laerskool gewees, maar hoërskool toe gaan ek koshuis toe in Kimberley. Elke dag is anders, dit is maar jy kan maar net vir so ver beplan en iewers hier teen 9:00 as jy nou jou ontbyt wil gaan eet, dan gooi die plaas vir jou 'n curveball. Boerdery is maar basies net probleembestuur, so enige tyd kan enigiets verkeerd gaan. Ja, om vinnig aan te pas en oplossings te kry, dit is definitief 'n vaardigheid wat ek dink elke boer tot sy beskikking het. Maar ek hoop nou maar is nou dalk nie 'n goeie ding vir my as boer, maar ek hoop nou maar die hoeveelheid goed wat verkeerd gaan op ons plaas kan my 'n bietjie die oorhand gee. En ek het toe nou maar net dadelik besluit, ja, kom ons gooi maar naam in die hoed. Ek is nie een vir al die trash talk en so nie, maar definitief kom ons gooi 'n show, papa. Nee, nou is ek sien weer agter by die saak. Ek is Rikus Jacobs, 30 jaar oud. Ek is gebore in die Valarts skema. Ek is nog my hele lewe lank hier. Ons Valarts kinders het maar amper in die kanale groot geword. My hele lewe lank hier, ek het my almal gaan doen in die ysteraarsmyne in Katoo. En toe het ek teruggekom. Ons het altyd 'n stelling as jy een keer die kanaalwater gedrink het, gaan jy maar seker altyd terugkom. Ek het op my eie begin boer met absoluut niks. Ons boer met lucerne en pekanneute. Ons het ook 'n pekanneut kwekery hierso. Daar's niks meer reg as om toegesluit te word met 'n ander boer in 'n kruit nie. Daar's min dinge wat so erg is. Dit kom neer so 3000 terug met die Romeine. Daar's iets tot dit wat ons binne in aantrek en wat ek net nie voor kon lees nie. So ons het die Valarts Jongbroedvereniging gestig om onder Valarts Landbouunie te funksioneer, om ons by mekaar kan plek te wees vir ons jongerige ouens. 3 van ons manne is toe nou braaf genoeg of sal nog sien dalk bedwaas genoeg om deel te neem. Ongelukkig hier in die Noord-Kaap is ook baie blootstelling aan hierdie tipe gimnasiums waar jy oefen en soos gemengde vegters kan oefen nie. En daarom dink ek is dit 'n enorme geleentheid veral vir ons ouens, want waar gaan ons ooit die blootstelling kry? Ongelooflike geleentheid, want gemengde vegters UFC MMA is baie nie in Suid-Afrika. En ek dink hier's uiters baie talent. Hierdie gaan 'n ongelooflike voertuig wees vir samekoms. So ons is honger om by mekaar te kom. In gemengde vegkuns is die professionele divisie en die amateur divisie baie dieselfde. Hoe dit werk is, as jy rondloop op, kom ons gebruik my gewig as 'n voorbeeld. Ek loop rond op 73 kilos, maar ek is 'n bantamweight vegter, so ek weeg in op 61 kilos. Nou wat dit baie moeilik maak is, natuurlik die hoeveelheid gewig wat 'n mens moet sny. So, hierdie boere het 6 maande. En wat dit ongelooflik moeilik maak, nie net die voorbereiding vir die geveg nie, maar die gewigsklas. En gewig in ons sport is alles. Jy kan in 'n laer gewigsklas beklei as jy genoeg tyd het om voor te berei en die gewig te verloor. Maar met hierdie boere moes ons nou elke boer bel om vra op watse gewig loop jy rond en op watse gewig is jy bereid om te veg. So met elke een van hierdie boere het hulle ons 'n nommer deurgegee en dan doen ons iets wat ons noem 'n catch weight bout. So dit is wanneer 2 boere instem op 'n gewig
Hulle afrigters is gelukkig en hulle besluit hulle gaan op daai gewigsklas beklei. Ek gaan in die stad ook oefen. Ons sal nog net dit uitwerk hoe ons dit gaan doen, maar dit ook saam moet. En dan gaan ek maar net hier op die plaas, tussen die beeste rondwerk, dink dan sal ek reg wees. My gesin is definitief my grootste supporter, dink ek. Hulle gaan my die beste ondersteun. Ek dink nie my ma hou so baie daarvan die hele storie nie, maar my klein sussie, ek dink sy sal sê sy's die heel grootste een. En dan almal hier by Hotspot wat ek nou saam werk, ek dink hulle staan amper die heel meeste agter my. Sê hulle sal saam met my oefen en daai ekstra myl insit so nee wat. Ons sal dit maak werk. Ek sien baie uit na dit, ek dink dit kan lekker wees. Nee, ek dink ek sal maar oukies oor die hande gebruik. Maar ek dink elke ding het seker maar sy plek. Daar as jy moet daar rondstoei en al die goed, dan moet jy dit maar doen. So ek dink jy moet alle aspekte moet jy maar so gebruik dat jy alles tot jou voordeel kan gebruik. Ja, ek moet nou mooi ding. Ek dink dit was my matriekjaar gewees. En ons het so 'n kuiertjie gehad na 'n groot rugby game en goed en een van my goeie pelle eintlik het so van die kant af gekom en toe Liberty my met die kop. So dis eintlik ook nie maar dit was gebeur en ons het dit al daai selfe aand uitgesort en dit was toe nou eintlik nou lag ons lekker daaroor. Ja nee, ek sal hom vat, maar ek weet nie of ek gaan stil staan dat hy my dit weer doen. Ek dink persoonlik moet jy baie fiks wees, jy moet baie sterk wees en baie uithou vermoë hê. Ek het nie baie experience van beklei of enige tipe goeders af. Ek dink my laaste fight was seker maar op hoërskool, maar nie baie fighting experience nee. Maar ek gaan nou 'n bietjie kry en ek sien uit man teen man is was nie 'n probleem nie. Maar jy weet my oog is klaar bietjie blou, jy weet, maar dis sparring elke week. Ek hoopelik tel dit in my guns dat ek elke week aktief is en eintlik nou al nie nou eers begin nie en ek eintlik klaar fiks is, maar my plan is vir die volgende 5 maande om fiks te word soos ek nog nooit was. My grootste ondersteuners gaan natuurlik seker my vriende en my familie wees. Om my opponent te finish, dink ek uitslaan sal altyd baie lekker wees, maar ek sal like om reg te wees in enige posisie. En ek dink die naweek 10 kilos, 15 kilos drawwe gaan begin baie mooi inkom, maar hopelik fight ek nie so lank daarso nie. Hopelik is hy baie vinnig klaar. Vir my opponent, kyk as hy 'n mielieboer is, dink ek hy moet nog kalk op sy grond gaan gooi. Ek wil dit nou baie reguit sê. My ma 3 koffie in my blik melk gegooi, so hy moet weet ek kom vir. Jou fikset gaan jou tel en ek dink dis meer hoe hard jy gemoed kan word as wat jy kan word. Idealiks maar hier op die plaas oefen. Ons het 'n oefenhoekie hierso. Ek sal dit nie 'n gym noem nie, maar 'n fikset hoekie as ek dit maar so kan noem. Dorp is moeilik, tyd is moeilik. Veral die tyd van die jaar is dit maar moeilik om ons programme aan te pas. Ons pluk so 3 keer 'n week, maandag, woensdag, vrydag. Jy sal nou sien van die blommetjies af word hy maar groter. Hierdie fisiese komkommer, ek gaan jou omtrent teen einde volgende week kan pluk. Dan gaan hy soos die lyk. Jy het so 500 plante in 'n komkommer. Ek staan nie bekend as 'n bekleier nie, so ek dink is onverwags vir baie mense, maar die support is definitief daar. Die familie en die vriende. Al die pelle wat my al wou donder, gaan nou lekker sien hoe ek dalk 'n donder word. So ek dink dis maar dit waarvoor hulle die meeste uitsien. En met my gewys geen agtergrond het dit nie. Tegniek en daai goed dit ek ken ek glad nie. Kyk, ek dink wat dit lekker maak is jy weet nie teen wie jy voor inskryf nie. Dit gee 'n tipe excitement. Ek dink stoe is makliker of meer in my lyn. Ek het ook groot geword met 'n ouer boetie. Jy sort mekaar maar daar uit, so ek dink sou ek op die grond maar verkies. Sommige sê sterkte en mag die beste man wen. Ek hou nie baie af van verloor nie, so ek gaan my beste doen om so te maak. 'n Normale dag hierso, dit is nogal 'n besige dag. Jy is die hele dag besig en klouter en bome rond om die regte takke afgeslaag te kry. Hierso is nou die pekanneute. Hier is nou spesifiek hier, ons staan hier onder 'n Wichita boom. Dis maar een van die groter hoofneutsoorte wat ons probeer verbou. Dis maar die goedjies wat 'n bietjie meer waarde het.
So ons probeer maar elke dag 'n 5K of ietsie deurwerk en dan 'n bietjie die maagspiere oefen en algemene bodyweight tipe oefeninge. Probeer maar 'n bietjie tyd hier in die middel van die dag inwerk. Jy weet, in die aande is dit moeilik met die klein kinders en vroegoggende raak dit nou koud, so mense is nie lus vir vroeg opstaan nie. So ja, probeer maar in die middel van die dag, dan oefen ons hard. Ek het nou maar vir my so 'n home gym geskep hier so myself 'n bietjie besig gehou as mens nou nie by die gym kan uitkom en daar is altyd nie so ek het sommer hier oor die erf 'n lekker slaansakkie opgehang. Ek het vir 'n tyre met 'n lekker 10 pond hammer nader gesleep net om 'n bietjie die kragoefeningkies in te werk en springtou. Ja, dis maar waaroor ek myself besig hou en dan kan ek vir julle gaan wys hoe lyk my roete wat ek gaan draf elke dag. Nou gou, lekker oefensessie gehad. Ek sien regtig baie uit vir die fight. Ek dink dit is 'n baie cool idee vir ons as 'n boeregemeenskap 'n bietjie mense bymekaar te maak en vir net saam zijn te kan beleef en 'n bietjie te vergeet van die alledaagse stres. Ek dink dis iets waar we al as boere sukkel om koel water te hou. Dit is baie lekker geleentheid om 'n bietjie die kop af te kry en iets lekker te geniet. Die kickboxing kant, ek moet sê ek geniet dit nogal. Solank jy ou se knie lab raak onder hom, sal ek nie veel omgee wat hom tref nie. Grootste support op hierdie stadium definitief, sal ek maar sê my vrou. Ek moet sê sy het nogal 'n omswaai gemaak in terme van kos. Jy weet, altyd lekker geëet en nou eet ons actually gesond ook. Definitief sal ek sê vrou nommer 1 ondersteuner. Ek sal vir hom sê jy moet jouself wel regmaak, Paul. As jy dink dit gaan 'n maklike fight wees, kan ek jou beloof dit gaan nie so maklik wees nie, want ek weet hoe dit voel om skoot te vat. Jy moet seker maak jy slaan met plat as jy my slaan. So in hierdie land gaan ons Augustus en September weer pekanneute plant. Hoe ons dit nou maar gaan doen is nou maar net, ons gaan die grond mooi voorberei. Dan gaan ek merk 10 by 10, grou net 'n gat meter diep, druk die boom in, gooi toe, gee vir hom so 'n bietjie kunsmis. As ons die besproeiing insit, sit ons nog nie totaal oppervlak in nie. Ons sit net 'n mikrootjie in by die boom, laat hy net om die boom self nat maak. So hierdie is die verwerkingsaanleg. Van hier af koop ons neute in by die boere in die omgewing. Hier verwerk ons dit en dan voer ons dit uit China toe vir die mark daarso. Allerhande neute, hierdie is nou die sizers. Dit rangskik die neute van klein na groot. En dan het ons poppers wat al die swak neute uithaal. Dan word dit in sakke gepak en dan in 'n container op die skip. Ek kan nou gaan leer stoei en boks en knock-out slaan. Ek glo nie een van ons gaan mekaar knock-out in 6 maande se oefentyd nie. Ek dink persoonlik die fikste boer gaan wen op die ou einde van die dag. So ek oefen maar met enigiets waarop ek my hande kry. En in die geval spring ons toe met 'n ketting. Ek gaan moet fikser as fiks wees. Net fiks genoeg sal jou ook maar net tot daar bring. Ek gaan jou nie al die pad vat nie. Ek is redelik seker elke boer sal vir jou dieselfde sê, die plaas kom eerste. Om tyd te maak vir jouself, jy moet dit wetenlik tyd vat vir jouself. Dis nou nie meer lekker in die bed lê tot 6 uur toe. Dis nou opstaan vroegoggend. My hele familie is hier, al my vriende is hier. Ek sien baie uit en ek het 'n goeie span agter my. Die Valar-skema is begin in 1934. Dit was ter antwoording van die Groot Depressie. Ons sit vandag hier met 38.000 hektaar se besproeiingsgronde wat hierdie kanaal voer. Saam met 1200 plus minus kilometer se kanaal wat met die hande gekap en gegrou is. En hierdie is absoluut die hoofbloedlyn, die hoofaar wat die hele skema, die hele Valaars aan die lewe hou. Want ons is 'n oasis in die kanaal. Ek hardloop graag die koppie uit, ek ons hardloop op die perseel. Ek het 'n boksak wat ek nou en dan gebruik en dan doen ons baie liggaamlike oefeninge. Ek dink ons moet realisties wees, ons is amateurs, dit was die vereiste. Ons moet die basiese kan doen en die basiese goed kan doen. Almal weet van Benny Boks. Ek dink hy is absoluut 'n bron van kennis vir ons. Elke dorp het ons maar sy bekende as dit kom by boks of spreekwoordige, ek weet die fanbelt is street fighting. Ek was nog eers in 'n bar fight of 'n kroeg fight gewees nie.
Ernst van Heerden het hierdie gedig geskryf en ek sal dit graag aan my opponent wil voorlees want hy moet niks minder verwag as wat hier staan nie. Die grense van die klein kruit is hellende onvastigheid, waar witbors vuur teen witbors staan en skim teen skim die skynhou slaan. Die lei word wiegend, ritmies sterk, tot skerm en limak ingeperk. 4 donker oë blits, vel en woes, wyl 2 gedaantes mik en koes. Maar elke grootske vuis se smak laat lus en weerstand verder knak. Die liggaam is so rank gebou en weerloos teen die man se hou. Tog sal my mokerslag hom tref, waar hy hom vaag en grysend hef. Sy beeld versplinter in die glas, waar net nou my gestalte was. 'n Flikker weerskyn word verskerp, 'n lyf stort neer soos 'n koringgerf. Wie is die man wat roerloos lê? Wie het 'n bekende naam gesê? Waarom die skare aanroep en fluit? En waarom flikker ligte uit? Ja, ek dink as mens net stil staan en jy is in jou gemaksone altyd, gaan jy nooit vorentoe nie. En iemand het vir my gesê eintlik as jy stil staan, gaan jy eintlik agteruit. So ek dink om uit jou gemaksone uit te kom en bietjie anders te gaan en anderste dinge te doen, dan leer jy van jouself baie meer. In die begin was dit snaaks geweest, maar eventually jy groei nogal 'n passie vir dit en jy wil nie ophou nie. Dit hou jou gesond en is baie goed vir jou. Ek dink dit is moeë interessant. Dis 'n nuwe ding. Dink ek het baie om te leer en dit druk my half van 'n hoekom weet die fiksheid aspek van my lewe op te knap. Ja, en ek sien baie uit om tot daar te kom. Ek dink dit het my vir die huidige baie positiewer mindset gegee. Dit is net daai hele ding van ek het myself commit om 14 September in Kruit te klim saam met jou. En ek wil definitief nie soos die Peluka nee, ek wil soos jou wat gewerk daarvoor. Ja, dit dink ek soos wat het mense om te verloor man. Jy weet, kan ook 'n gebreekte neerskryf of 'n bietjie steke bo die oog of whatever, maar ek dink mens leer hy als 'n klomp nuwe goed. En dit was die perfekte geleentheid geweest om myself te commit om weer 'n bietjie die liggaam in kondisie te kry. Om net vir myself te wys dat ek kan. Enige nuwe vaardighede wat ek kan leer wat hopelik hier kan kom help. Ek weet nie wat dit is, die dalk maar net 'n uithou vermoë bietjie sterker maak of so. Wat vir my persoonlik belangrik is dat hierdie is 'n stel vaardighede wat niemand vir jou kan wegvat nie. Ek is verantwoordelik om my gesin te beskerm. Ek is verantwoordelik. Ek is die eerste persoon wat hulle moet kan beskerm, moet voorsien, moet na hulle kan sorg. En as ek daai vaardighede het nie, dan stel ek nie net myself te leer nie, maar my hele gesin en my gemeenskap, want hier's weerbare mense om ons ook. Julle ken nou ons 12 boere. In die volgende episode gaan ons die gevegte vasmaak en dra ons na professionele hulp toe wat nou hierdie boere bietjie meer in 'n oefenklas gaan leer. En later in die episode gaan ons ook kyk of hierdie manne nie net kan mik met hulle vuiste nie, maar ook kan mik agter 'n loop.